Romeine 12 vers 2 sê dat God deur die Heilige Gees ons gedagtes nuut moet maak, sodat ons die wil van God vir ons lewe kan verstaan, en verstaan wat vir die Here goed en aanneemlik en volmaak is. Daarna sê Romeine 12 vers 3 tot 4, dat ons nie van onsself meer moet dink as wat nodig is nie. Ons moet die gesindheid van Jesus Christus hê, deur onsself te gee om ander te dien. 1 Korintiërs 12 sê, ons is almal saam, die liggaam van Christus, maar elkeen van ons word op 'n ander manier deur die Here gebruik, want elkeen van ons is 'n ander deel van die liggaam van Christus. Ons moet dus versigtig wees om nie te dink dat dit wat ek in die liggaam van Christus moet doen, belangriker is as ander wat 'n ander taak het nie. Die een deel van die liggaam is nie belangriker as die ander deel nie. Al is ons heeltemal verskillend, is elkeen se taak belangrik. As God my gedagtes nuut maak, sodat ek God se wil vir my lewe kan verstaan en kan dien met die gawes wat die Heilige Gees my gee, dan wil ek soos Christus dien. En ek dink nie ek is belangriker as ander nie, ons is hier om mekaar te dien. Paulus sê dat hy kragtens die genade wat aan hom gegee is, met die Romeine praat. Dit beteken dat hy die gemeente dien met die gawe of die geskenk wat die Here aan hom gegee het. Filippense 2 vers 5 tot 11 sê dat die Here Jesus, wat self God was, ons soos 'n slaaf kom dien het. En dis die voorbeeld wat ons moet volg. Nie te veel van onsself dink nie, maar nederig en beskeie onsself gee om soos Christus in liefde te dien. Dien jy nederig en beskeie die ander gelowiges soos Christus vir jou die voorbeeld gestel het.